times around, but never, never, ever give up. Liewe vriende, soos altyd is dit lekker om saam met julle te mag kuier. Vandag spot ek en Renay met hierdie reuse kersie aan my linkerkant, wat ons altyd sê is simbool van die Here se teenwoordigheid. En dalk is dit van pas en dalk is dit per toeval dat hierdie groot kers is met die eerste Sondag van ons Pinksterreeks wat oor die volgende week strek, want ons ook dan Sondag aand, Maandag aand, Dinsdag aand en Woensdag aand ook eredienste gaan hê. Maar mag ons in hierdie Pinksterreeks regtig iets beleef van die saamwees in die Here se teenwoordigheid. Mag ons die Here se teenwoordigheid ervaar, maar meer belangrik as dit, mag die teenwoordigheid van die Here in ons harte inspreek. En mag die feit dat die Here in ons harte inspreek, eintlik ons lewens tot beweging bring en verandering bring, om 'n verskil te kan maak. Die kruis hier aan my regterkant wat leeg is, wat ek en jy vier dat die Here vir my en jou opgestaan het en ons deel het aan die Here wat vir ons eintlik die dood oorwin het en dat hy ons vrygekoop het van ons sondes en ons daarom te kan leef. Daarom is dit vir my lekker om jou ook vanoggend te kan groet en te kan sê genade en vrede vir jou van God ons Vader. En van ons Here Jesus Christus, wat vir ons sondes aan die kruis gesterf het, en van God die Heilige Gees wat ons ontmoet, en mag die Gees ons in hierdie tyd spesiaal ontmoet. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons die geleentheid het om Pinkster te mag vier en die Pinkster te kan aanbreek. Mag hierdie vir ons 'n goeie week wees, 'n week van verandering, verandering van lewens, verandering van die manier hoe ons dink, die verandering van die manier hoe ons optree. Here, nie ter wille van onsself nie, maar ter wille van U en U koninkryk alleen. Amen. Vriende, ek dink ek is baie passievol oor hierdie Pinksterreeks wat voorlê. 'n Reeks wat so 'n bietjie huis toe slaan vir my persoonlik, vir 'n ding wat ek deur is die laaste tyd en laaste jaar, waarmee ek hartsaam met die Here moes geworstel het en 'n harde pad gestap het saam met die Here, wat ek nie in hierdie reeks oor gaan uitbrei nie, maar wat eintlik wat aanleiding gegee het tot hierdie reeks wat vir nou saam gaan plaasvind. En dit gaan oor die gebrokenheid van sisteme. En vandag sal jy sien, die teksgedeelte wat ons gaan lees is in Rigters 19. En vergewe my as ek dalk net nou in hierdie diens so kort stukkie daarvan lees en nie eers die hele gedeelte of alleen vanaf vers 14 tot die einde van Rigters 19 nie. Want ek wil graag 'n bietjie eers stil staan by wat is Pinkster? Hoekom doen ons Pinkster? Nou, die 4 van die Pentakos, die 4 van die fees van die weke, wat eintlik 'n viering was van die oes wat ingebring is in die tydperk in Jerusalem jare gelede, het oorgegaan na die uitstorting van die Gees wat min of meer hulle oorsprong het en so 200 na Christus, en waar mense eintlik kan sê dat dit aansluit by die uitstorting van die Gees wat ons van weet in Handelinge 2 en die gebeure wat daarna plaasgevind het. So die Pinkster het 'n diep tradisie en 'n geskiedenis in die kerklike tradisie as 'n geheel, van die begin af, vanaf Handelinge, vanaf daarna, en ook voor dit in die Joodse feeste die viering van die oes wat ingebring word. Nou jy sien, die oes wat ingebring word het vreugde gebring, verandering teweeg gebring, hoop gebring, ekonomiese hoop gebring. Die uitstorting van die Gees het eintlik ook verandering van lewens teweeg gebring, en hoe die feit dat die Gees uitgestort het mense en Petrus hulle tot beweging gebring het om 'n verskil te maak. En dan binne ons eie kerklike tradisie, in die NG Kerk, was daar ook tydens die 10 dae na Hemelvaart en voor die uitstorting van die Gees, is daar bidure gehou. En wat toe gebeur het hier in die 1860s, is dat daar bidure gehou is, wat eintlik daarop gedrewe was om mense te roep tot die Mishudai, tot die sending van God in die wêreld. Maar saam met dit, mense eintlik weer gretig en hulle lewens te verander, eintlik ter wille van die koninkryk van die Here. So wanneer ek en jy met ander woorde saam reis in Pinkster hierdie week, mag dit die vraag op ons lippe wees. Mag ek en jy onsself blootstel, die waagmoed gee om ons lewe te wil verander. Mag ek en jy in hierdie week kruisig wat ons moet kruisig, sodat ons dit reg kry dat die Here en toelaat dat die Here ons harte verander.
En dan wanneer ons daai verandering het, ons dit gaan deel met die wêreld rondom ons. Nou waarvoor het ons verandering het? Nou daar's so baie dinge in die wêreld wat eintlik verandering seker nodig het. En die Pinksterreeks wat ek graag hierdie week wil hou, gaan oor gebroke sisteme. Maar wat is 'n sisteem, kan mens vra? Alles is eintlik omvang in 'n sisteem. Ons bevind onsself binne 'n kerklike sisteem, hier waar ons is. Ons vind onsself binne 'n skole-sisteem, 'n onderrigsisteem. Ons vind onsself binne 'n familiesisteem. Ons bevind onsself binne verskeie sosiale sisteme. So alles wat eintlik rondom ons gebeur, is sisteme. En wat ek eintlik bietjie wil aanraak is die gevaar van gebroke sisteme. En om eintlik ook uit te wys dat gebroke sisteme niks niets is of ooit sal wees nie. Dit kom al baie lank saam. En daarom so bietjie kyk na 'n gedeelte wat ek al 'n paar keer oor gepreek het, Rigters 19, oor 'n gebroke sosiale samestelling en sisteem. Om net te wys, dit kom alreeds baie vroeër. Daar kan ander tekste ook aangehaal het, ek het sommer net aan die ene gedink. En die rede hoekom ek aan die ene gedink is so bietjie van 'n skok. En die rede hoekom ek dit inbring en sê, dit is so bietjie van 'n skok en wat ons sisteem so bietjie moet skok en moet aanraak en ons eintlik so bietjie vir 'n oomblik tot stilstand moet roep, is die feit dat wanneer die Here ons lewe gaan verander en die Gees eintlik ons dryf, gaan ons nie beheer daaroor hê nie. En dit is wat ons eintlik voor bid en voor smag in hierdie week wat ons saam gaan, sodat ons dit kan regkry, dat met dit wat ons hoor, ons binne sisteme kan ingaan en kan evalueer en hopelik die onderskeidingsvermoë kan hê om te onderskei, is dit 'n goeie sisteem of is dit 'n slegte sisteem? Wat is gevare waarvoor ek moet uitkyk wanneer ek myself binne 'n sisteem bevind of dalk binne 'n siek sisteem verval? Wat doen dit aan my? Hoe tree dit op? Wat is die gevolge van ander gebroke sisteme op iets soos byvoorbeeld ons familiesisteem waarby ons Dinsdag gaan uitkom? En dan Woensdag hopelik by die ding te kom, maar hoe staan die Here? Wat dink die Here? Hoe dink Jesus oor gebroke sisteme? Soos julle kan hoor, is dit iets waaroor ek passievol is, vriende. Want ek kom agter, eintlik is ek en jy vasgevang in 'n magdom van gebroke sisteme. En mag die Here, mag die Gees ons lei in ons worsteling hierdie tyd in die tekste, in ons saamwees, om ons eintlik te herinner, maar weet jy, eintlik gaan alles oor Jesus. So het ons stil gestaan het by Kolossense die vorige paar kere toe ek daaroor gesels het. Maar voor ek verder gaan, kom ons lees 'n stukkie saam. Is gebroke sisteme iets niets? Of is dit iets wat al lankal voorkom? En wat sê dit vir my en vir jou? Ek lees saam vir ons uit die boek Rigters. Harde gedeelte. Ek gaan die eerste gedeelte mislees van hierdie man wat sy vrou weer wou gaan haal het by haar ouers nadat sy weggeloop het en dan op reis is terug na sy huis toe. En ek lees vir ons vanaf vers 11. Omdat hulle naby Jebus was en die dag reeds verby is, sê die dienaar vir sy heer: Kom, ons draai af na hierdie stad van Jebusiete en oornag daar. Maar sy heer antwoord hom: Ons kan nie na 'n stad van vreemdes afdraai wat nie aan die Israeliete behoort nie. Laat ons deurdruk na Gibea. Hy sê toe vir die dienaar: Kom, laat ons by een van die plekke probeer uitkom. Laat ons oornag by Gibea of Rama. Hulle het toe daar verbygegaan en reis toe voorgesit. Teen sononder was hulle dig by Gibea wat aan Benjamin behoort. Daar het hulle afgedraai om in Gibea te oornag. Die man het ingegaan en die stadsplein gaan sit, maar niemand het na hulle huis ontvang om te oornag nie. Net toe was daar 'n ou man wat teen die aand van sy werk van die landerye afgekom het. Die man was 'n heuwelland van Efraim en het tydelik verblyf gehad in Gibea. Die mense van die plek was mos Benjamiete. Toe hy opkyk en die man, die reisiger, op die stadsplein sien, vra die ou man: Waar gaan jy heen en waar kom jy vandaan? Hy sê toe vir hom: Ons is van Bethlehem in Juda af, op pad na die afgeleë dele van die heuwelland in Efraim. Dit is waar ek vandaan kom. Ek het na Bethlehem in Juda gegaan, nou is ek op pad na die huis van die Here. Maar daar is niemand
wat my in sy huis wil ontvang nie. Ons het strooi, asook voer vir donkies en ook brood en wyn vir my en die diensmeisies en vir die jong man wat saam met ons die dienaars is. Ons kom nie enigiets kort nie. Die ou man sê, vrede vir jou. Enigiets wat jy kort kom, is my verantwoordelikheid. Hierop die plein moet jy net nie oornag nie. Hy neem hulle toe in die huis in en gee vir hulle donkies voer. Hulle het hulle voete gewas en geëet en gedrink. Hulle was besig om vrolik te raak, toe daag manne van die dorp 'n klomp booswigte met eens daarop. Hulle omsingel toe die huis, hamer aan die deur en sê vir die ou man, die eienaar van die huis, bring die man uit wat by jou huis ingegaan het, sodat ons met hom gemeenskap kan hê. Die man en die eienaar van die huis gaan toe na hulle toe uit en sê vir hulle, nee my broers, moet tog nie iets doen nie. Nou dat hierdie man in my huis ingekom het, moet julle tog nie hierdie gruweldaad pleeg nie. Hier is my dogter, 'n maagd en sy byvrou. Laat ek hulle eerder uitbring. Verkrag hulle en doen met hulle soos julle goeddink. Maar aan hierdie man mag julle nie hierdie gruweldaad pleeg nie. Die manne wou egter nie na hom luister nie. Toe gryp die man sy byvrou en stoot haar na buite uit, na hulle toe. Hulle het haar verkrag en haar die hele nag lank tot die oggend toe mishandel. Toe die dag breek het hulle haar gelos. Die vrou het teen die oggend gekom en by die ingang van die man se huis waar haar man was in mekaar gesak en bly lê tot dit heeltemal lig was. Toe haar heer die oggend opstaan, die deure van die huis oopmaak en uitgaan om sy reis voort te sit, kyk, daar lê die vrou, sy byvrou, by die ingang van die huis met haar hande op die drempel. Hy sê toe vir haar, staan op, ons moet gaan. Maar daar was geen reaksie nie. Hy laai haar toe op die donkie, die man het toe gereed gemaak en na sy woonplek vertrek. Toe hy by die huis aankom, vat hy 'n mes en pak sy vrou beet en sny haar op, ledemaat vir ledemaat in 12 stukke en stuur dit aan die hele gebied van Israel, aan die 12 stamme. Elkeen wat dit gesien het, het gesê, so iets het nog nooit gebeur nie en nog nooit gesien nie, van die dag tot die Israeliete uit Egipte opgetrek het tot vandag toe. Dink daaroor, maak plan en praat. Nou hierdie is so 'n skokgedeelte wat ek saam gelees het. 'n Man wat sy vrou na sy gruwel dood gesterf het, eintlik opkap in 12 stukke en dan eintlik uitstuur aan die 12 stamme van Israel. En sonder om baie in te gaan oor die geskiedenis en eintlik wat net belangrik is om hier raak te sien is dat die gawe van gasvryheid of die dien van gasvryheid en die aanbied van gasvryheid was iets wat voorgeskrewe was vir 'n Israeliet, vir 'n Benjamiet waar hulle oornag het. Wat met ander woorde beteken het dat 'n vreemdeling moes hulle nie inneem nie, 'n Benjamiet moes hulle inneem op grond van die feit dat gasvryheid 'n vereiste was in terme van hulle geloof. En dan lees ons in hierdie gedeelte 'n vreemdeling wat nie is 'n deel vorm van die volk soos wat hulle hier uiteengesit word nie, neem hulle in. Hy is gasvry, hy toon gasvryheid, hy doen wat hy moet, hy tree 100% reg op, hy het niks verkeerd gedoen om die vrouens aan daai mense aan te bied nie. Dis wat van hom verwag was om die eer van sy gas te beskerm. En dan lees ons, hulle stuur hierdie 12 stukke, die man stuur op die einde die 12 stukke in Israel in. En dan lees ons, maar so iets moet nooit weer gebeur nie. Wat daarop neerkom eintlik en sê, hey, weet julle wat, ons moet seker maak dat niemand ooit weer nie gasvry is nie. Dis ontoelaatbaar dat jy nie mag gasvry wees nie. Dit het niks te doen met die feit dat hy die vrou in 12 stukke opgekap het nie. Dit het te doen met die feit dat die mense sê, ons is eintlik mense van die volk, mense wat die Here ken. Ons moet gasvry wees. Ons moet seker maak dat ons dit nie weer doen, dat ons nie weer gasvry is nie. So hierdie is 'n gebroke stelsel wanneer ons daarna kyk op twee maniere. Die gruweldaad wat gebeur het en hoe dit gebeur het, wat ons nie kan goedkeur nie uit so verskeie van redes. Maar dit is 'n gebroke stelsel waar iets wat eintlik moet mooi wees, gasvryheid, eintlik nie meer 'n werklikheid is nie, wat dan lei tot gebrokenheid. So, twee dinge wat ons hieruit moet uitlig is, 'n gebroke stelsel is nie iets niets nie.
Dit kom al baie lank. 'n Sisteem is nie noodwendig sleg nie. 'n Sisteem wat byvoorbeeld in die geval gasvryheid handhaaf, mense ontvang, mense se eer beskerm, mense na omsien, kan so gruweldaad nie binne plaasvind nie. Maar wanneer dit nie meer 'n werklikheid is nie, dan kan 'n gruweldaad plaasvind. So met ander woorde, ek en jy moet weet, nie alle sisteme is gebroken nie. Maar 'n gebroke sisteem lei tot gruweldade en lei tot gruwe optrede. En saam met dit, ek en jy moet weet, en eintlik al dalk 'n bietjie vrede daarin vind, dat 'n gebroke sisteem is niks niets nie. Dit kom al baie, baie langsaam. Ek wonder terwyl ek so praat, as jy in jou gedagtes dink in die sisteme waarbinne jy jouself bevind, binne jou werksopset, binne jou familieopset. Jy weet, 'n huwelik is ook 'n sisteem. Hoe funksioneer jy daar binne? Hoe tree jy daar binne op? Ek het nie die antwoorde op daai vraag nie. Maar wat ek vir ons eintlik net in hierdie eerste geleentheid mee wil los is om te weet, is jy bereid om te erken dat daar sisteme is wat aan gewerk moet word in jou lewe? Is jy bereid om in hierdie Pinksterreeks eintlik in te gaan? Eintlik, soos die Engelsman sê, te commit vir hierdie reeks. Elke liewe keer te kyk, na te dink, introspeksie te doen, en op grond van daai gees wat in jou werk, en die gees wat in jou werk, eintlik jou lewe tot verandering te bring. Dis 'n antwoord wat net jy kan hê. Maar mag ons nadink oor hierdie reis. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan in die begin van ons Pinksterreeks. En dis vir ons nie maklik nie. Here, ek bid dat U en elkeen van ons sal werk. Elkeen van ons wat na hierdie boodskap luister. Here, dankie dat ons 'n stuk troost dalk daarin kan kry dat 'n gebroke sisteme niks niets is nie. Maar Here, maak ons oë oop vandag om raak te kan sien dat 'n gebroke sisteem tot gruweldade kan lei, tot pyn kan lei, wat ons eintlik nie eers in woorde kan omsit nie. Help ons, Here, lei ons en begelei ons. Maar Here, werk deur U Gees in ons harte in hierdie week. Amen. Vriende, ek wil jou uitnooi om ook te kyk na die volgende dienste. Die volgende diens wat ons op die Sondag aand gaan neem, gaan lewendig uitgestuur word, gaan nie opgeneem word nie. En hierdie diens gaan oor die gevaar om vasgevang te wees in 'n gebroke sisteem. Hoe lyk dit? Wat laat dit ons doen? Wat laat ons nie doen nie? Waarvoor moet ons uitkyk? So ek hoop, dit laat jou gedagtes kweek om daar 'n draai te kom maak en weer saam met ons te reis. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly. Amen.